Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. En ek weet nie wie van julle wat in die kerk groot geword het baie gehoor. Ek onthou as kind was dit met my so gewees. In die grootword jaar het ek baie keer so in 'n diens gesit op 'n Sondagoggend, dan hoor ek die dominee sê, julle moet julle naaste lief hê soos julleself. Iemand dit al ooit gehoor? Ja, enige iemand, ja, met jou naaste lief hê soos jouself. Ek het dit baie gehoor. Dan sit ek nou daar in die banke en dan dink ek by myself, ek wonder, wie is my naaste? Is dit nou die mense wat hier om my sit? Is dit die tannie met die groot hare hier voor my wat glo, the bigger the hair, the closer to God? Is dit nou die mense, my bure, wat die naaste aan my bly? Jy weet, wie is my naaste? Is dit my familie? Wie is my naaste? Maar dit iets met naas Botha te doen, is dit van sy familie? Ek het net nie geweet wat dit is nie. En as ek so kyk, dan lyk dit of die meeste van julle ook al hierdie gehoor het, nee. Nou, die interessante ding is Jesus self het hierdie woorde gesê, jy moet jou naaste lief hê. En dit het gebeur, toe hy op aarde nog bedien het, toe 'n groep mense by hom gestaan het, en ek weet nie of jy dit weet nie, dalk weet jy dit nie. Maar in daardie tye moes die Joodse mense 613 wette onderhou. Die Ou Testament het 613 wette, en hulle moes al 613 onderhou. So hulle wou geweet het van al die 613, want niemand kon dit regkry nie, watse een is die heel belangrikste wet? En hulle het nogals half geglo dat Jesus 'n baie spesiale connection met God die Vader het. So hulle het gedink, ons wil graag sy take on dit hê, van alles. Wat is die belangrikste van hierdie 613 wette? Hulle vra basies vir hom so, wat is die belangrikste een? Wat is die belangrikste vir God van hierdie 613 wette? Wat se ene moet ons onderhou as ons niks anders onderhou nie, as ons ten minste hierdie een gaan onderhou, gaan ons dit cover? En as ons jou volg soos jy God volg, wat se een van hierdie 613 wette moet ons onderhou? Wat se een sou jy sê is die main event van dit alles? Hulle vra Jesus hierdie vraag. En dan respond Jesus met hierdie wêreldbekende woorde wat sy vriend Matteus, hy staan daar so en hy dokumenteer dit vir ons en hy skryf dit neer en Jesus luister na hulle en hy antwoord hulle op hierdie manier. Hy sê vir hulle die volgende woorde. En julle ken hierdie, ons noem hierdie die groot gebod. Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die meeste volgelinge van Jesus is soos check. Ons kry dit nogals goed reg. Die Here ons God lief te hê, dit doen ons goed. En dan gaan Jesus verder, want daai tydse mense het gedink, dis pretty much dit, as jy vir God lief is, wat's belangriker as dit? Dis dit. Dan gaan Jesus verder en hy sê, dit is die eerste. Ander woorde, daar's meer as een. Dis die eerste en belangrikste opdrag. Dan gaan hy en hy sê, die tweede, wat staan hierso? Ewe belangrike. Ander woorde, net so belangrik soos die eerste, nee. Ewe belangrike opdrag is wat? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan gaan Jesus en sit 'n verdere dingetjie in, hy sê, al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee gebooie. Wat sê Jesus? Hy sê, wil julle weet, when all is said and done, wat is die nommer 1 vereiste wat God van julle het, van 613? Ja, jy moet God lief hê en almal weet dit, maar jy moet jou naaste lief hê. Jy moet jou naaste lief hê. Lief God, lief mense. Wat is die bottom line van hierdie hele ding? Lief God en lief mense. Dis die bottom line. Dis die goalpost vir elkeen wat Jesus volg, wat vir God lief is. Dit is die endgame, dit is die wen vir ons. Lief God, lief mense is die hoofopskrif en al die ander opdragte hang onder hierdie hoofopskrif as subopdragte. Hierdie is die heel belangrikste ding. Nou terug by my vraag, vir die wat dalk soos ek ook altyd gewonder het, nou wie is my naaste? Wat is my naaste? Hoe werk dit?
Wel, jou naaste, die woord wat Jesus hier gebruik is baie breër term as wat jy dalk dink nie. Dis baie breër as net die mense wat saam jou bly en die mense wat langs jou bly en die mense wat rondom jou ry. Dis baie breër as dit. Die woord wat hierso gebruik word is 'n baie interessante Griekse woord. En onthou die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Dit is die woord plesion. Nou plesion beteken die volgende. So Jesus sê met jou naaste lief, wat is jou naaste? Hy sê so natuurlik, dis my huisgesin en dis my familie en al my likeable mense in my lewe. Wat beteken plesion? Die woord wat Jesus gebruik. Hy sê dit beteken medemens. Okay, dis wyd, medemens. Enige ander lid van die menslike familie. Dis nog wyer. Iemand van dieselfde nasie, bevolking, gemeenskap, iemand van dieselfde geloof, maar dit kan ook beteken iemand van 'n ander geloof, 'n vriend of 'n kennis, iemand op jou lewensweg. Dis breed, nee? Dis pretty breed. Soos Jesus sê, die foundational ding is jy met jou naaste lief hê. Lief God, lief mense. Ons almal weet van die lief God deel. Ek meen, dis 'n no-brainer. Maar die lief jou naaste deel beteken elke liewe mens wat jou lewenspad kruis. Elke liewe mens wat in die rimpel-effek van jou lewe betrokke is. Dit beteken elke mens wat jy teekom, maak nie saak of hulle anders lyk of anders praat of anders is of anders leef, maak nie saak nie. Dit is baie breed. Nou die kanse is goed, soos jy vandag hier sit en ek weet julle is slim en ek weet julle is ervare, julle is baie braai gemeente, ek weet dit. En ek weet julle het hierdie al gehoor soos jy groot geword het en ek weet omdat hierdie so is dat jy slim en braai is en bekend is met hierdie woorde en jy naaste lief hê, mag jy dalk nou vandag hier sit en sê, o ja, ek ken die drol, ek ken die storie. Ek het al baie preke gehoor van die met jou naaste lief. Ek weet waar hy gaan, ek ken it, been there, done that, heard that, got a t-shirt. Ja. So jy wil net in sleep mode ingaan, jou screensaver opsit en op die regte oomblik jou kop so skud. Ek het dit al gesien, jy weet, mense dim so en as hulle wakker skrik kan skud hulle kop so. Dan vra ek, gaan jy hel toe? Ja. Nee, nie rarig nie. Anyway, so julle verstaan. So jy wil net afskakel want jy voel, ag nou 'n preek oor jou naaste, ek het dit al gehoor. Okay, fair enough. Kom ek gee dit vir jy het al gehoor, jy's been there, done that, heard that, got a t-shirt. Jy weet waar hierdie gaan. Maar voor jy uitzone, voor jy afskakel, voor jy uittap, jong mense, kan ek jou 'n vraag vra? Doen jy dit? Doen jy dit? Jy weet dit, jy is bekend daarmee, jy is bewus van Jesus se woorde, jy ken dit, ek weet dit. Maar dis nie die vraag nie. Doen jy dit? En hoe vaar jy daarmee? Dis nogals 'n persoonlike vraag vandag. Want dit is baie makliker om dit te weet en kennis te dra daarvan en bewus te wees van Jesus se woorde, as om dit te doen, nie waar nie? Dit is baie moeilik om dit te doen, baie moeiliker. En as jy eerlik is, as jy dit al 'n try gegee het, dis regtig taaf om jou naaste lief te hê. Kom ons wees sommer nou eerlik, kom ons maak nou nie asof ons nou die pinnacle van naaste liefde almal is nie, nê. Dis baie moeilik. Kom ons praat net vir 'n oomblik oor jou actual naaste, jou bure, die mense wat langs jou bly en rondom jou bly. Ek dink wanneer jy in jou bure dink die mense wat rondom jou bly, ek dink jy mag dalk sommer as jy aan hulle dink, nie dadelik dink aan jy moet jou naaste lief hê nie, nê. Jy dink dalk heel waarskynlik ek moet my naaste ignoreer. En ek moet my naaste oordeel, nê. En ek moet my naaste soe. En ek moet my naaste vermy. Jy weet mos hoe dit gaan, jy stap buite toe en dan's hulle ook buite langsaan. Jy sê, ek dink my skoene is los, dat ek net in die huis in gaan. Okay. Kan die graads net oopgaan, hulle gaan my groet, of wat ook al, nee, julle ken daai storie, julle weet hoe dit werk met die bure, nee. Ja, ons eerste woorde as ons aan ons fisiese bure dink, is nie altyd ek het my naaste lief soos myself nie, nee. Jy skielik baie besig, jy ry verby hulle, dan sê jy, die son is skielik in my oë, sjoeg, ek kan nie groet nie, ek het hulle nie gesien nie. Of jy drop net so passive-aggressive boodskap op die straatgroepie, nee, oor die munisipale bylaws van honde wat so blaf in die nag. Of wat ook al, nee, jy weet, jy ken hierdie. Sê maar Dawie, ek het nie probleme met die bure nie, okay, maar kom ons gaan na jou werk toe. Ek weet dit klink so idyllies, nee, dit klink so fantasties om te sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, jy moet jou kollegas, jou baas, jou subordinate so lief hê soos jouself, jy moet jou mense wat saam jou werk lief hê, maar dis ook nie altyd die prentjie nie, nee. Wat meer van nature altyd by ons werk kom is, meer eerder, weet jy wat, ek skinder van my naaste.
of ek kompeteer met my naaste by my werk, of ek vries hulle uit, of ek gaan steek hulle toe, of ek skinder van hulle in lunchtyd. Dis eerder meer wat gebeur by jou werk, of dalk is iemand wat sê, nee, dis nie ek nie, kan ons na die Rustenburg verkeer toe gaan? Nou weet ek julle nie, jy het gedink jy het 'n cop-out hierso vandag. Jy dalk 10 sticker op jou kar wat sê, love your neighbor, love everyone always. Dalk sweets beautifuls nie, maar dis nie eintlik hoe dit lyk as jy daai kar start nie, nee. Dis eintlik meer vloek jou naaste, wys vir jou naaste die internasionale teken van ongelukkigheid as jy hulle sien. Dis meer sny jou naaste katte uit, ry om jou naaste se taxi en breek voor hulle of wat ook al nie. Dit is meer die geval. Weet julle waarvan ek praat vandag? Okapai gemeente, ken julle hierdie? Ja, julle ken hierdie, nee. Ek ken dit ook want ek het al van julle sien ry. En dan weet jy nie dis ek nie. Dis moeiliker as wat ons dink dit is. En van julle het my ook al sien ry. Ek sê altyd vir nuwe mense wat by my kuier wat van ander dorpe af is, as jy 'n ongeluk wil kom in Rustenburg, stop by 'n stopstraat. Okay, veiligste is ry nie. Nee, moet asseblief nie doen nie, asseblief nie. Okay, maar ek weet julle doen dit in anyway. Maar weet julle wat is die ding vir my as ons dink aan Jesus se woorde van naaste liefde? Is ons gee onsself so maklike paas op hierdie woorde van Jesus, jy met jou naaste lief, en nie waar nie? Ons gee onsself so maklike paas op hierdie. En ek dink dis hoekom die wêreld lyk soos die wêreld lyk vandag. Ek dink dis hoekom dit gaan soos dit gaan in Rustenburg, en dit gaan soos dit gaan in Suid-Afrika, en in die wêreld, wat ons gee onsself so maklike paas. En as jy vandag hier sit en jy's nie Jesus volgeling nie, en ons weet ons het altyd unchurched mense wat ons join, as jy nie regtig 'n kerkmens is en jy's nie regtig 'n volgeling van Jesus is nie, dan kan jy dalk hier sit en sê, maar hey, hoekom moet ek teachings van iemand volg wat ek self nie eers volg nie? Fair enough. Ek verstaan, as Jesus nie volg, jy gaan nie sy teachings volg nie, ek verstaan dat jy so dink. Maar wat ek nie verstaan nie is, hoe kan Christene, ons wat volgelinge van Jesus is, hoe kan ons wat vrywilliglik opgesign het om Jesus te volg, onsself 'n paas gee op hierdie opdrag van Jesus? Hoe kan ons wat vrywillig besluit het ons gaan Jesus volg, onsself 'n paas gee op hierdie opdrag van hom, jy moet jou naaste lief hê? Ek verstaan dit nie. En ek dink die rede omdat die wêreld lyk soos hy lyk is omdat te veel volgelinge van Jesus onsself 'n paas gee, get out of jail kaartjie vir die opdrag gee van, dit geld dalk vir Dawie want hy's 'n dominee, maar dit geld nie noodwendig vir my nie, nee. En ek dink omdat ons onsself 'n paas gee, sien ons wat ons sien in hierdie oomblik in die wêreld. Ons sien nie naaste liefde nie, nee. Ons sien dit nie. Dis is baie klein kwantiteite in die wêreld. Ons sien dit nie. Ons sien eerder verinneweer jou naaste. Ons sien misbruik jou naaste. Ons sien vloek en skel jou naaste, beledig jou naaste, haal jou naaste uit, werk jou naaste uit. Ons sien maak oorlog teen jou naaste, vernietig jou naaste, doen jou naaste in, onderdruk jou naaste. Is dit nie so nie? Dis wat ons sien, wat op hierdie stadium in die wêreld aangaan. Ons sien al die bad stuff in die wêreld, en ek dink vir al die laaste tyd het ons dit op ons skerm sien uitspeel. Ek dink YouTube of TikTok of whatever dit is wat jy kyk, of Facebook, ons almal het hierdie woorde wat ek net gesê het, sien uitspeel op ons skerms. So my punt wat ek wil maak vandag is, as ek en jy dan vanoggend hier sit en ons hoor die woorde, jy moet jou naaste lief hê. As ons vanoggend hier sit en ons hoor hierdie woorde van Jesus, dan dink ek soos die woorde in ons hart indaal, dan klink dit al hoe minder soos, ja, whatever, ek het dit gehoor, been there, done that, got a t-shirt, ja, whatever. Ek dink dit klink al hoe minder soos dit, nee. En ek dink Jesus se woorde in die wêreld waar ons vandag lewe, klink al hoe meer revolusionêr. Dit klink al hoe meer skaars, nee. Dit klink al hoe meer profound, hierdie woorde, jy moet jou naaste lief hê. En hoe meer ek en jy hierdie woorde van hom internaliseer, hoe meer besef ons hoe skaars is dit in die wêreld, hoe meer besef ons hoe min sien jy dit in die wêreld, hoe desperate nood daar in die wêreld is vir, jy moet jou naaste lief hê. It's a desperate need. En as gevolg van dit wil ek hierdie baie belangrike statement vanoggend maak. As jy notas maak, is hierdie die oomblik om dit te maak. Hierdie moet jy nie vergeet nie.
as gevolg van hierdie situasie waarin ons self bevind, die desperate tekort aan, en glo ek vandag, en dis ook net op my hart ervaar het, die Here sê vir my, praat oor hierdie in die gemeente vir 2 weke, dit het tyd geword, dat hierdie woorde van Jesus, van die blaaie van ons Bybels afkom, en in ons harte inkom, en in ons hande inkom, en in ons strate inkom. Dit het tyd geword dat dit van die Bybelse blaaie afkom, in ons wêreld en in ons gemeenskappe. Is daar enige iemand anders wat ook voel, jy's desperaat om hierdie in die wêreld te sien, naaste liefde weer, liefde vir mense? Is daar enige iemand wat sê, ek hoor wat jy sê vandag, ja, hy's klomp van ons, nee, wat desperate is en sê, ek wil dit ook vandag sien. Ek wil sien hoe hierdie woorde van Jesus, jy met jou naaste lief hê, van die Bybelse blaaie afkom en in ons werksplek inbeweeg. Wie wil dit in jou werksplek sien? Wie wil dit op ons sportvelde sien? Wie wil dit in ons klaskamers sien? Wie wil dit in ons besigheidsboardroom sien? Wie wil dit op die myne sien? Wie wil dit in hierdie dorp van ons sien, hoe mense met mekaar encounter hê, die mamas by die netbal, of wat ook al nie? Jy moet jou naaste lief hê. Ek dink almal van ons het besef, ons het 'n desperate need om hierdie te sien. En as jy voel, ek wys vinger na jou toe vandag, ek wys nie vinger na jou toe nie, ek meen, ek weet as ek 'n vinger wys daar 3 terug na my toe nie. So hierdie is nie 'n vingerwys sessie nie, as daar 'n vingerwys is, dit seker maar na myself toe. Ek dink hierdie is vandag meer 'n belydenis, as wat dit iets anders is. Ek dink vandag bely ek voor almal en sê, ek wil graag meer naaste liefde in my lewe hê. Ek wil die Here Jesus volg, en as ek hom volg, dan beteken dit ek moet hierdie die grootste opdrag van hom volg. En ek wil meer lief wees vir mense. Ek wil meer my naaste lief hê. So dis 'n declaration, en ek dink dis belangrik vir elke liewe volgeling van Jesus om een of ander plek in jou lewe hierdie te declare en te sê, ek wil Jesus volg en ek wil regtig hierdie reg kry in my lewe. Ek dink dit is super belangrik om dit te doen, maar dis nie noodwendig waar vandag gaan nie. Wat dit vandag oor gaan is, ek dink 'n ander vraag wat ons eerder moet bestudeer is waar dit vir my meer gaan. En die vraag wat ek eerder wil vra is dit, want daai is 'n no-brainer, ons gaan dit moet doen as ons Jesus volg, ons gaan moet sê, ek wil hierdie reg kry, ek wil 'n persoon van liefde wees. As mense na my kyk, sien ek 'n persoon met naaste liefde. Maar die vraag wat ek wil hê ons moet vra, is die volgende vraag, ons gaan daai ophou, en dit is, ek en jy het nodig om te verstaan. Ek en jy het nodig om te verstaan dat ons God nodig het om hierdie te doen. Ek en jy het nodig om te verstaan dat ons hierdie nie sonder hom kan doen nie. En die vraag wat ek wil vra is, hoekom het elkeen van ons daai geneigtheid in ons, dat wanneer dit by ons naaste kom, wanneer dit by ons interaksies met ons naaste kom, jy het nou gehoor, dis almal in jou lewe, hoekom vul ons ander werkwoorde daarin, in plaas van liefde? Dis eerder die vraag wat my pla nie. Wanneer dit kom by ons naaste, hoekom vul ons gewoonlik iets anders daarin as liefde? Hoekom het ons 'n geneigtheid om dit te doen? Naaste haat, naaste verwyd, naaste onvergifnis, naaste oordeel, naaste wat ook al vul in die plan. Hoekom is daar altyd iets anders as liefde daarin? Dis 'n vraag waar ek wonder. Dis minder dat ons by ons werksplekke of met mense rondom ons naaste liefde invul. En ek dink dis waar hierdie reeks essensieel gaan, hierdie kort mini-reeksie. Dis om ons te help in elke encounter, elke interaksie wat ons het met ons naaste. Dat ons so sal verander, dat ons so bewus en assertief sal raak, dat ons, wanneer ons met ons naaste te doen het, regtig legit in ons interaksies met hulle naaste liefde kan invul. En ek glo regtig vandag jy sit hierso en jy wil nie net in Jesus se naam lief wees vir mense nie. Ek glo regtig vandag ook jy wil 'n leidende rol saam met my speel om nie net dit self reg te kry nie, maar ander mense, ons dorp, die mense by jou werk ook te help om hierdie reg te kry, nie waar nie? Jy wil dit net self reg kry nie, ons wil ander mense ook in hierdie rigting lei van naaste liefde, nie waar nie? Want ek glo as ons dit gaan reg kry om hierdie te begin uitleef. Imagine dit, nee, dink saam my. Imagine as ons dit gaan begin regkry om hierdie blank in te vul met liefde, naaste liefde in ons interaksies met mense by ons werksplek en skole en in ons strate en ons buurt en met ons customers waarmee ons werk of ons kollegas of daai moeilike mense wat onder jou werk of jou crazy baas of wat ook al dit mag wees. Imagine ons kan naaste liefde daar invul. Ek dink dit gaan ons dorp verander. Ek dink dit gaan ons wêreld verander. Ek dink dit gaan die lelik wat in die wêreld aan die gang is, gaan 'n change, nee.
As ons dit gaan regkry om die liefde van Jesus, 'n onverdunde vorm daarvan in die wêreld uit te leef, dan gaan dit 'n totaal transformatiewe impak in die wêreld hê. Ekskuus tog, Jesus het dit geglo. Hy het dit geglo, naaste liefde verander die wêreld. Sy disippels het dit geglo en het gedoen. Die eerste generasie Christene het dit geglo en vir 2000 jaar regdeur kerkgeskiedenis het soveel Christene hierdie geglo. En raai wat, call me crazy, maar ek glo dit ook. Dink regtig dit kan die wêreld verander. As ons dit gaan regkry om die blank in te vul met liefde wanneer dit kom by ons interaksies met die mense rondom ons. So Jesus sê basies vir ons dat as ons hierdie tipe liefde wil hê, is daar twee vereistes wat ons nougeset, en ek hou van daai woord nougeset, moet nakom. Daar's twee vereistes, daar's twee maniere ons hierdie naaste liefde in ons lewe kan kry en uitleef. Kan ek dit met julle share? Die eerste een het te doen met die manier hoe ons dink oor ons naaste, en die tweede een het te doen met die manier wat ons optree teenoor ons naaste. Te doen met die gedagtes wat ons het oor ons naaste en die aksies wat ons het teenoor ons naaste. En wat ek wil doen vir die laaste paar minute is, ek wil hierdie twee dinge wil ek vir jou unpack, deur 'n storie met jou te deel, 'n kort storie uit my lewe uit, 'n skrif met jou te share, dit toe te pas op jou lewe, en dan gaan ek julle laat gaan. Is dit 'n deal? Kom ons begin met die storie. So rukkie terug gee Tannie vir my en Melindrie, sy het iewers heen getrek, en sy gee vir ons 'n bak, 'n opskepbak, en daar is hy. Mooi, het sulke blommetjies en goud en goed. En die Tannie gee vir ons die bak en ons sê, en ons vat die bak en ek het hom afgeneem gister vir die media span en ons vat die bak en ons sê baie dankie. Ag, en die kinders eet chips op hom buite op die gras en hy staan daar rond en ek sit hom in die skorrelgoedwasser, kan julle glo? En op 'n stadium, toe ek hom uit die skorrelgoedwasser uithaal, toe sien ek die volgende woorde onderop hom wat my toe nou vang. As jy nie mooi kan sien, daar staan Made in Occupied Japan. En ek haal dit uit en die assertiewe mens wat ek is, staan ek al by die skorrelgoedwasser en ek is soos, wat staan daar? Daar staan nie Made in China nie. Made in Occupied Japan. En nou intrigue dit my. Wat beteken Made in Occupied Japan? En dadelik haal ek my foon uit soos julle almal en ek gaan op Google en ek Google dit en ek kom agter dat hierdie porselein Japaneese bak is 'n bak wat gemaak is in Japan tussen 1945 en 1952. Daai 7 jaar toe die geallieerde magte Japan geoccupy het na die Tweede Wêreldoorlog. So hulle het die atoombomme gedrop en daarna het hulle toe nou in Japan gebly, die Amerikaners, tot 1952. En om Japan se ekonomie te restart, te kickstart, het hulle fabrieke in goed gebou en hulle het toe hulle verplig om op al hulle ware wat hulle maak te skryf Made in Occupied Japan. Ek dink net dis weer net 'n Amerikaanse ding daai. Maar het hulle verplig om dit te doen, hè. En ek gaan Google toe en ek besef, maar daar's net 'n sekere hoeveelheid van hierdie goed gemaak in die wêreld, dis eintlik baie skaars. En daar's nogals hoë pryse wat mense bereid is om vir hierdie tipe van goederes te betaal. En toe ek dit besef, toe dink ek by myself, hierdie ding het eintlik waarde. Hierdie ding is eintlik valuable en my kinders sit in die swembad, langs die swembad en eet met hom. Ek druk die ding met sy goud in die skorrelgoedwasser. Men in die hoë temperature. What am I doing? En ek sê vir Melindrie, luister, ek vertel haar die hele storie en ek sê luister, ons moet die bak vat en ons moet die bak bære. Dink ons moet hom daar bo in die kas sit. Jy weet, ons moet nog aftree en alles eendag, so ek dink kom ons bære hom. Ek wou hom saambring vandag, toe dink ek nee, nou jy weet, as iemand wat sukkel nog in die heiligmakingsproses en dan vat jy hom. So laat ek hom maar by die huis los en vir hulle foto neem. Maar anyway, ek besef toe, hierdie ding is eintlik waardevol en net omdat daar soveel is, daar's net in daai tydperk soveel gemaak, baie van hulle het al gebreek en daar's net soveel in die wêreld oor. Ek dink toe, wow, okay, so die ding is waardevol en skaars, so ons moet dit mooi oppas en ons moet hom mooi bære. Hierdie ding het waarde. En net daarso besef ek hierdie beginsel en hierdie bak het my hierdie beginsel laat besef as mens praat oor jou naaste en daai beginsel is die volgende woorde. Jy weet hoe waardevol iets is, dit wat mense bereid is om daarvoor te betaal. Jy weet hoe waardevol iets is, dit wat mense bereid is om daarvoor te betaal.
As mense bereid is om baie te betaal, as iets skaars is, dan weet jy hierdie ding is baie, baie waardevol. En ek besef, toe ek aan hierdie bak van ons dink, toe dink ek, dit geld nie net vir goedjies nie, dit geld nie net vir opskepbakke nie, dit geld nie net vir staf nie, dit geld vir mense ook. Jou waarde word bepaal deur dit wat iemand bereid is om vir jou te betaal. En ek dink as ons oor ons naaste dink, en ons hierdie beginsel in ag neem, en ek dink as ons onsself die vraag begin vra rondom ons naaste, wat is jou naaste werd? Wat is jou naaste werd? Dan gaan ons gedagtes oor ons naaste begin verander. En weet jy wat, as ons gedagtes oor ons naaste begin verander, gaan ons hande en ons houding en ons harte teenoor ons naaste begin verander, en ons optrede teenoor ons naaste gaan begin verander. En ek glo hierdie vraag, wat is jou naaste werd, het die krag om die manier hoe ons naaste hanteer vir altyd te verander. So ek vra daai vraag, wat is jou naaste werd? Want onthou, jou waarde word bepaal deur dit wat mense bereid is om te betaal, nee. Wat is jou naaste werd? Nou Petrus, Jesus se vriend en volgeling, ek dink hy gee vir ons die antwoord in 1 vers. Petrus skryf 'n brief vir 'n groep mense wat vervolg is, groep mense wat swaar gekry het, volgelinge van Jesus wat swaar gekry het, en hy sê vir hulle, nee, moenie moed opgee nie, hou aan om die Here Jesus te volg. Hou bly committed aan hom, moenie julle rug op hom draai nie. Hou aan om hom te volg, en interessant genoeg, in die brief sê hy vir hulle, en terwyl julle dit doen, hou ook aan om sy grootste gebod, met ander woorde om jou naaste lief te hê, hou aan ook om dit te doen. So dis nogal interessant. So kom deur die moeilike tye, en in die moeilike tye hou aan om sy groot gebod, naaste liefde uit te leef. So hy skryf hierdie volgende woorde, en wat hy basies daar sê, is hy sê, weet jy wat gaan jou die momentum gee om jou naaste lief te hê? Weet jy wat gaan vir jou dryfkrag gee om jou naaste lief te hê? Want dis dalk wat jy ook wonder, en wat daai ouens gewonder het, wat die brief ook gelees het. Okay, hoe gaan ons dit regkry? Petrus sê vir hulle, hier sou jy dit gaan doen, hier is wat jou die momentum gaan gee deur dit. En dan skryf hy die volgende vers, 1 Petrus 1 vers 18, tot 19, is 2 verse. So as jy jou Bybel het, lees dit asseblief saam met ons. Bring asseblief jou Bybel as jy hom nie het volgende Sondag nie, bring hom saam. Kom ons blaai in die Bybel. Okay, julle weet mos, hy sê dis 'n no-brainer. Julle weet mos dat God betaal het. Aha. Julle weet mos dat God betaal het. Om wat te doen? Om julle los te koop. Van wat? Van 'n sinlose leefstyl wat julle van julle voorouers oorgeerf het. En die losprys was nie dinge wat vergaan soos goud en silwer nie. O nee, inteendeel, sê Petrus, dit was die kosbare bloed van Jesus Christus, soos die van 'n lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek was. Petrus skryf vir hierdie mense hierdie sin. En wat vir my interessant is, hierso is die woord, as ons net terug gaan na die volgende vers toe, ja, jy kan teruggaan na die woorde toe, is hy sê om julle los te koop. Dis 'n interessante beeldspraak wat hy hierso gebruik, né? Die beeld wat hy hier gebruik is van 'n gijslaer, 'n hostage, wat gevang is en vasgevang is, en hier kom iemand in. Ek het nogals gedink, miskien moet ek praat oor daai fliek Taken, maar dis nie heeltemal hoe Liam Neeson die ding uitgesort het nie. So dis nie regtig van toepassing nie. So is amper dieselfde ding, maar ook nie so nie. So iemand is gijslaer geneem, en dan kom jy buitepersoon, hy betaal 'n losprys, 'n ransom vir hierdie persoon, en dan word die persoon weer verenig met sy geliefdes. Hy gebruik hierdie prentjie om vir ons te sê, God is die een wat die losprys betaal het, en ons is die gijslaers wat vasgevang was. En as ons na hierdie kyk, dan sien ons 'n ongelooflike mooi prentjie van die goeie nuus van Jesus ook, né? Is dit nie profound nie? Wat hy basically so sê, is julle is bedoel gewees om in 'n diep verhouding met God te wees. Johannes 17 vers 2 skryf sy vriend Johannes, en dit is die ewige lewe om God te kan ken. Ek het laasweek daaroor gepraat, né? Om God te kan ken. Wat is die ewige lewe? 'n Persoonlike verhouding met God deur die Here Jesus. 'n Vol lewe, kwaliteit lewe. En daai lewe is gebreek deur sonde. Sonde het ons kom hostage vat, kom gijslaer vat, nê, weg van God af, en ons in 'n lewe van slawerny, 'n lewe van sonde, hy praat van 'n sinlose lewe, is ons ingedruk as slawe, en so het ons hierdie leë doodsbestaan gevolg as slawe van sonde en sinloosheid.
En hier kom God as gevolg van sy groot liefde vir ons binne in die prentjie in en hy sê, ek sal die ransom betaal. Ek sal die losprys betaal vir al hierdie mense. Ek sal betaal. En hy betaal daar die losprys. Jesus sterf van die kruis van Golgotha vir ons. Hy gee sy lewe sodat ons lewe kan hê. En hy koop ons vry van dit, verlos ons. En dadelik vra ek myself so, as God dan 'n losprys betaal het, en dalk wonder jy ook hieroor, as God dan 'n losprys betaal het, wat dink julle was die going rate? Wat het God betaal vir ons? Hoeveel is ons werd vir hom? Hoeveel is ons werd? Wat is die prys wat hy betaal het? Wat is die worth wat hy gevoel het ons het om ons los te koop? Petrus sê vir ons, nee, moenie dat jou kop eers in 'n monetêre rigting ingaan nie. Hy het nie met goud en silwer jou gekoop nie. Hy het nie met geld jou gekoop nie. Hy het nie 'n syfer EFT gemaak vir jou en vir my nie. Nee. Hy het die duurste prys vir jou en my betaal en dit is met die bloed. Hy sê die kosbare bloed van sy seun. En as dit vir jou weird klink, as jy dalk nie 'n kerkmens is nie, eintlik beteken dit maar net, hy het met die lewe van sy seun vir elkeen van ons betaal. Die prys wat hy vir ons betaal het, is met die bloed van sy seun, met die lewe van sy seun, en jy moet vandag weet hoe baie werd jy is. Jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Onthou wat ek nou gesê het, jou waarde word bepaal deur dit wat iemand bereid is om te betaal. En die hoogste prys wat nog ooit vir iemand in hierdie wêreld betaal is die prys, of vir iets, is die prys wat God ons Vader bereid was om te betaal vir elke een wat in slawerny as 'n gijslaer en hostage vasgevang was, en daardie prys was die bloed van sy seun met die lewe van sy seun. Wie die prys gemaak, wonder jy? Kom ek sê wie die prys gemaak? God het die prys gemaak. God het die prys tag om ons nekke gehang. God het die waarde besluit, voordat die Satan of jou verlede of jou hede of jou prestasies of enigiets, voor jy dink enige van daai goed het jou waarde bepaal, voor enige van daai goed, het die Here gesê, ek gaan sommer net die hoogste prys wat daar is betaal. Ek gaan met die bloed van my seun betaal. Ek gaan met die lewe van my seun betaal. Hy het besluit wat hy bereid is om te betaal, en hy het geweet daar's niks hoër as dit nie, so dit sal aanvaarbaar wees. God self het besluit wat ons werd is. En hy het besluit, jy is die lewe van sy seun werd. Jou lewe is die lewe van sy seun werd. Jy het immens waarde, en hy die hoogste prys wat daar is om te betaal, het hy betaal, en hy het dit self besluit voordat iemand of hom gesê het wat die prys is. Ek sê weer vir jou, besef jy hoeveel werd is jy? Besef jy hoeveel werd is jy? Maar hier word dit nou van warm en fuzzy, van mampy-pampy beweeg na konfronterend en uitdagend. Besef jy dat God dieselfde prys betaal het, nie net vir jou nie, maar ook vir almal? Besef jy dat God dieselfde prys betaal het vir jou naaste, wat jy nie kan verdra nie, of mee oor die weg kan kom nie? Besef jy dat hulle teen dieselfde prys gekoop? By God is elkeen iemand. By God is elkeen iemand. En elke persoon het God gemaak en het God voor gesterf, en elke persoon is duur gekoop, en hy het die price tag opgehang en hy het besluit, you are to die for, this your value. Okay? Ook jou naaste. So kom ons gaan gou terug na my bak toe, ons bring die ding by mekaar. Ons made in Occupy Japan bak. Die oomblik toe ek besef, hierdie bak het eintlik waarde. Dis eintlik 'n skaars bak. Daar's net soveel van hulle in die wêreld. Dis nie 'n cheap China bak wat jy in enige R5 store gaan koop nie. Toe ek besef hierdie bak het waarde, weet jy wat gebeur toe? Toe verander die manier hoe ek hierdie bak hanteer. Toe verander die manier hoe ek hierdie bak benader. Toe verander my approach. Toe skielik besef ek, ons kan nie meer met die bak buite op die gras sit nie. Ons kan nie meer in die skorrelgoedwasser sit of in die mikrogolf nie. Hierdie bak is waardevol, en omdat hy waarde het, moet my approach verander, moet my benadering verander, moet die manier hoe ek hom hanteer verander. Ek moet hom met respek hanteer, met dignity, want is 'n skaars bak. En hier is die punt wat ek wil maak, is dat uiteindelik sê God dat ons naaste is daai made in Occupy Japan bak. En as jy vandag besef dat hulle net so waardevol is soos jy, dat God ook elke een van hulle daai price tag om hulle nek gehang het,
en jy besef die waarde wat in jou naaste is, dan verwag die Here, nee, die Here vereis van my en jou, vir al sy volgelinge, om daardie mense anders te hanteer. Om ons benadering teenoor ons naaste te verander. Om ons approach teenoor ons naaste te verander. Om hulle met respek en waardigheid en sorg en care te hanteer. God verwag dit van ons, as sy volgelinge, dat ons approach sal verander, die oomblik wat ons daardie waarde van hierdie mense besef. Kan ek eerlik wees? Ek wonder baie keer of het ons nie net so afgestomp geraak vir die waarde van mense nie. Ek wonder of het ons nie net so afgestomp geraak vir die waarde van die mense wat rondom jou sit hier vandag nie, die awe en die wonder wat daar in elke een van hierdie mense is nie. Ek weet nie of dit omdat daar te veel van ons op die planeet is of wat dit is nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, onthou dat by God is elkeen iemand en elkeen het onskatbare intrinsiek waarde, omdat hy dit besluit het. En as jy besef dat dit die waarde het, dan moet jou approach verander teenoor die mense. En dan, as ons hierdie waarheid besef vandag, dan verander alles. Dan verander die manier hoe jy teenoor jou kollegas optree, die manier verander hoe jy teenoor jou bure optree, die manier verander hoe jy teenoor die mense in jou straat of wherever optree. As jy hierdie vandag besef, dan verander jou approach teenoor mense. En dan kan jy vir my sê, maar weet jy wat, hulle mag my dalk irriteer, maar weet jy wat, ek gaan nie in vyandskap met hulle lewe nie, want hulle het value. Weet jy wat, hulle lang gras frustreer my, wat hulle nie sny nie, maar weet jy wat, ek gaan hulle nie vloek en skel daaroor nie. Weet jy wat, my kollegas wat altyd laat is en nooit op tyd is nie, dryf my teen die mure uit, maar ek gaan nie van hulle skinder en hulle sleg sê en hulle kwaad steek van hulle agterrug nie, want hulle het value, hulle het in God se beeld geskape en Jesus het ook vir hulle gesterf. Hoekom doen ek dit? Want daai persoon is iemand wat God gemaak het en voor gesterf het. En dalk sê maar Dawie prakties, regtig, beteken dit nou moet ek net met alles gaan, everything goes. O, jy is my naaste, so nou is daar niks meer verkeerd nie. Nee, glad nie. Al wat dit basies net beteken is, ja, daar gaan mense wees wat jou frustreer, jou naaste gaan jou irriteer, daar gaan mense wees wat jy voel, ek connect nie met hulle nie, ek verstaan hulle nie, ek begryp hulle nie, ons is nie op dieselfde blaai met mekaar nie, en dat jy gaan dalk nooit op dieselfde blaai met hulle wees nie, maar dit is nie die punt vandag nie, al irriteer jou, frustreer jy, al connect jy nie met hierdie mense nie. As jy hierdie opdrag van Jesus ernstig wil opneem en met jou naaste lief hê, dan moet jou houding en jou hart en jou approach teenoor hierdie mense verander. Dan sê jy, al connect ek nie met hulle nie, al is ek nie op dieselfde blaai as hulle nie, al hoor ons mekaar nie, al is ons soos twee treine verby mekaar, ek gaan nie van hulle skinder nie. Ek gaan hulle nie vloek en skel nie. Ek gaan hulle nie kwaad spreek van hulle nie. Ek gaan hulle nie swart smeer nie. Ek gaan nie agteraf wees nie. Ek gaan nie verwyd nie. Ek gaan nie hulle uitvries uit my lewe uit nie. Ek gaan dit anders doen hierdie. Want ek het nie die reg om hulle minder te ag as dit wat God hulle geag het nie. Ek het nie die reg om 'n laer price tag op hulle te sit as wat God op hulle gesit het nie. En ek het nie die reg om hulle met daardie intrinsiek worth slegter te hanteer as wat God hulle hanteer nie. En as jy met hierdie mindset by jou werksplek opdaag, as jy met hierdie mindset in jou straat opdaag in jou buurt, as jy met hierdie mindset in die verkeer ry, of in hierdie tyd wat ons kinders weer rugby speel en netbal speel, as jy met daai gesindheid langs die veld opdaag, as jy met daai gesindheid handel en wandel, dan gaan alles verander. Ek sê vandag vir julle hierdie potensiaal, hierdie eenvoudige konsep vandag wat Petrus hier vir ons gee, besef julle is dier gekoop, besef julle is soos daai bak. Dit het die vermoë om ons wêreld te verander, alles wat lelik is te verander. Dit het die potensiaal om ons gemeente te verander. Dit gaan die manier verander waarop jy mense in nood sien. En dit het ook. In Rustenburg het ons vir mekaar gesê, ons sien mense in nood as mens, nie as 'n probleem vir ons wat ons so gou as moontlik van ontslaa moet raak nie. Ons gaan 'n care center bou. En ons gaan 'n plek skep waar hierdie mense in nood kan gehelp word op 'n dignified manier. Op 'n manier waar liefde en naaste liefde aan hulle gekommunikeer word, selfs deur die spasie, deur die personeel, deur alles. Dit verander die manier waarop jy optree, jou liefde teenoor mense. Dit verander die manier waarop jy mense hanteer wat anders is as jy, ander rasse, ander kultuurgroepe, mense wat 'n ander leefstyl as jy embrace het, mense wat anders dink as jy, mense wat ander veldkleur en taal is as jy. Dit vat rasisme weg, dit vat klassisme weg.
Dit vat snobisme weg teenoor mense. Weet jy wat gaan dit nog verander? Dit gaan die manier verander wat jy jouself gedra in die huisgesin van God en in die kerk van die Here. Want as jy besef, dis wie hierdie mense is, dis die value wat hulle in God se oë het, en ja, al kom ek nie oor die weg, of al stem ek nie saam met hulle nie, weet jy wat? Dit gaan geestelike hoogmoed breek. Dit gaan oneenigheid breek. Dit gaan konflik breek. Dit gaan offense breek. As daar nou 'n groep is wat offense vat, is dit nou Christene. Daar's niemand wat gouer offended raak as, en dalk is jy offended net deur ek wat dit sê vanoggend. Dan praat ek nou met jou. Niemand is gouer offended as 'n Christen nie. En dan gaan ek uit die kerk uit, want ek is ongelukkig. En ek meen die Here skuif mense, en jy gaan na 'n kerk toe, en jy weet, maar as jy gaan oor offense, is dit verkeerde rede. En weet jy wat, hierdie kom breek offense, dit kom breek geestelike hoogmoed, dit kom breek al hierdie goed wat ons so vashou in die lewe. Dit kom verander die manier waarop ons die verwagtings uitleef, wat ons van mekaar het as 'n gemeente. Onthou wat is die 4 verwagtings wat ons van mekaar het as 'n gemeente? Die 4 verwagtings is die volgende: dien op 'n span. As jy naaste liefde in jou lewe het, sal jy serve, want dis wie Jesus was. Jy gaan nie net Sondag hier kom sit en sê, die aircon is te dit en die preek is te dat nie. Jy gaan serve. Ons het aan die begin van die jaar gesê, it's not our party. Hierdie is God se party. Ons is nie gaste nie, ons is dienswerkers by hierdie party. Ons werk is om die party vol te kry. Jy gaan serve op 'n span. Jy gaan jou naam opsit, en is sign up Sondag vandag, soos aan die begin van elke kwartaal. So ons wil jou nooi, as jy uitstap, sit jou naam op en sê, ek weet nie waar nie, maar ek gaan serve, want naaste liefde is iets wat ek wil hê. Die tweede ding wat ons as 'n gemeente vir mekaar sê, is connect in 'n klein groep. Raak betrokke. Ja, maar Dawie, ek weet alles. Dis great, nou kom in 'n groep, en dan kan jy vir die wat dit nie weet nie sê. Bid vir mense, help mense, dra mense, anders gaan jy 'n dooie seer raak. Het gaan die manier verander wat jy hierdie doen. Die derde ene is gee 'n persentasie. As jy naaste liefde het, gaan jy generous wees. Jy gaan 'n generous persoon wees. Jy gaan 'n persentasie van jou inkomste vir die Here gee. Jesus het op 'n 10% vasgemaak, maar weet jy wat? Party van ons kan meer as 10% gee. Party kan nie 10% gee nie. Whatever it is, jy gaan generous wees, want naaste liefde kweek generosity. Ons het soveel goed wat ons wil doen in en deur hierdie gemeente. Ons kan dit nie doen as ons nie 'n gemeente het wat almal generous is nie. Hoe generous kan jy wees? En dan die laaste een is, gaan mense uitnooi na die byeenkomste toe. As jy naaste liefde in jou lewe het, gaan jy mense uitnooi. Jy gaan mense intrek, jy gaan dink, jy gaan met 'n mindset lewe, wie kan ek nooi? Wie kan ek intrek? Vir wie gaan ek bid? Wie moet tot bekering kom? Wie moet gered word? Wie moet by Jesus uitkom? Nee, ek gaan dit begin doen. Ek sluit af en sê vandag vir jou, dis hierdie mindset van almal is iemand by God en almal het waarde, en daarom kan ek hulle nie anders hanteer as wat God hulle hanteer nie, wat die verandering in ons kerk gaan bring. Dis wat die verandering in Rustenburg gaan bring. Want wie is ek om 'n laer prys op iemand te sit as wat God op hulle gesit het? Dis die tipe mense wie die Here wil hê ons moet wees, nie ek nie. As jy nie hou van wat ek sê vandag nie, gaan stoei maar met die Here daaroor. Dis nie my. Dis nie my en daarba nie. Dis wat hy sê, vir my en vir jou. Gaan sort dit uit in jou binnekamer. Sê vir die Here, but why me Lord? Dis die tipe kerk wat ons wil wees. Dis die tipe individue wat ons wil wees. So ek kan nie vir jou sê wat om te doen as jy Jesus nie volg nie. Jy's off the hook. Maar as jy Jesus volg, dan is hierdie 'n opdrag, dis nie 'n voorstel nie. En dis 'n groot opdrag. Ons commander-in-chief het gesê, jy moet jou naaste lief hê. Nie jy kan, of as jy wil, of as jy so voel, of as die omstandighede, jy moet jou naaste lief hê. Dis nie 'n opdrag, dis 'n opdrag, is nie 'n voorstel wat hy vir ons maak nie. En dis al maniere ons gaan beweeg van waar ons is, na waar ons wil wees en moet wees. En dis al ons 'n leidende rol gaan speel in die mense in ons lewens, om hulle te shift. So om jou te help om hierdie net te internalize, gaan ek vir jou net 3 vrae gee vir wat jy kan huis toe. Gaan praat op rondom die etenstafel hieroor. Okay? Eerstens, waar moet jy waarde toevoeg? Wie is die mense wat drasties jou naaste liefde kort? Vir wie jy nie naaste liefde nie, vir wie dit moet kry? Okay? Tweedens, wat het jy al gekeer om naaste liefde toe te pas? Wat het jy al gesien wat jy laat voel het jy wil opgee op hierdie hele ding? Wat het al gebeur? Dalk was mense lelik met jou, dalk het dit nie uitgewerk nie, jy besluit, nee, nou gaan ek hard en koud wees.
Ek sê altyd, ons as Christene moet sagte harte en dik velle. Maar weet jy wat gebeur? Nou het ons harde harte en dun velle. Die Here sê, kry 'n sagte hart, hou 'n dik vel. Nie andersom nie, dis 'n disaster. Kan jy jou naaste lief hê met 'n dun vel en 'n harde hart nie. En dan, wie het nodig om te hoor dat jy hierdie declare? Wie het nodig, het jou kinders nodig om te hoor dat jy sê, van nou af in hierdie huis gaan ons naaste lief hê? Het jou kollegas nodig om dit te hoor? En mense wat onder jou werk nodig om dit te hoor? Wie moet hoor, van vandag af, declare ek dit, ons gaan hierdie traai. En selfs al is jy nie 'n Christen nie, dit werk. Jy hoef nie in te wees vir hierdie om te werk nie. Soos ek gesê het, ek is glad nie 'n expert hiermee nie. Ek is nie 'n expert hiermee nie, maar ek dink dis waar ons kan begin. Ek dink is 'n goeie begin vir ons almal. En die begin is om vir die Here te sê, Here, ek wil 'n mens wees wat lief is vir ander mense. Ek wil meer liefde hê vir daai eerste vraag se mense. Here, ek wil verander. Heilige Gees, kom change my. Paulus skryf vir die gemeente in Rome, hy sê, want die liefde van God word deur die Heilige Gees in julle hart uitgegiet. Liefde, die woord wat hy gebruik is agape, dis die kerk se naam. OK. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie dat ons vandag gekonfronteer kan word met hierdie baie direkte en baie profound opdrag van U, Here. En Here, as ek net dink aan wat ek hierdie week op my skerms gesien het, hoe mense online met mekaar werk, die goed wat aangaan, Here, in Iran, die dinge wat besig is om te gebeur in ons dorp, goed wat mense vir mekaar sê, aan mekaar doen, Here, dan besef ons, daar's 'n desperate nood om die liefde van Jesus in die wêreld te sien. En Here, dit begin nie by enige politieke party nie, dit begin nie by die regering nie, dit begin nie by enige iemand anders behalwe onsself nie. U het vir U volgelinge die opdrag gegee, jy moet jou naaste lief hê. So help ons, Here. En Here, as dit vir ons moeilik is, beteken ons gaan met ons naaste saamstem of selfs hou van alles wat hulle doen nie. Maar laat ons hulle sien soos U hulle sien, met profound waarde, en mag ons approach teenoor hulle verander, Here, net omdat hulle waarde het en omdat U die price tag om hulle gehang het, Here. Oomblik as ons dit besef, hierdie waarheid verander die manier ons opdaag oral. Help ons om anders op te daag. Help ons om anders op te tree. Help ons om anders te dink oor ons naaste, Here. En in die moeilikste van moeilikste omstandighede, help ons om net te sien dat hierdie is iemand wat ook profound value het. Help my om hulle net te degrade en laer value aan hulle toe te skryf as wat U aan hulle toegeskryf het. Dit gaan moeilik wees, Here, maar dis moontlik. Bid dat U vir ons help, bid dat U vir ons genade gee om hierdie te doen. Ons gemeente se naam is Agape, Here, en ek vra, help ons regtig om 'n gemeente te wees wat gekenmerk word aan die liefde van Jesus vir mense. Here, ons het op ons muur geskryf daarvoor, kom soos jy is. Mag dit nie net op 'n muur staan nie, maar mag dit in elke interaksie staan. Mag ons mense nooi, Here. Mag ons vir mense bid om gered te word. Mag ons in mense belangstel. Mag ons mense disciple en intrek en bemoeienis maak en aanhou nooi al sê hulle nee. Help ons, Here Jesus, om U te wees. Ons het U regtig nodig, Here. Here, ons kan oor baie goed verskil, maar oor hierdie konsep dat elkeen iemand is in die oë van God, Here, kan ons nie verskil nie. Ek bid, Here, dat U ons as 'n gemeente op dieselfde blaai bring rondom dit. En help ons, Here, maar help ons ook om te weet dat die aanslag gaan kom. As ons kies om hierdie te embrace, gaan daar daai mense in elke rede vir ons gee om nie hulle lief te hê nie. Maar help ons om sterk te staan in dit, soos Petrus vir daai ouens skryf 2000 jaar terug, vas te staan. Ons bid dit in die naam van Jesus. Help ons, Here. Sê dit U nodig. En ons almal sê saam.